Wie kan teen jou wees? Hy gee jou die krag om op slange en skorpioene te trap. Met my God spring ek oor 'n muur. Hy het ons beloof, geen wapen wat teen ons gestuur word sal stand nie. En geen skans wat teen ons opgerig word sal staande bly nie. Want God veg vir ons. God veg vir die waarheid. Bly in die waarheid. Leef die waarheid. Anker jou in die waarheid. En die huisie van jou lewe sal staande bly. Kom wind, kom weer, kom dood, kom uitdagings, kom leuns. Kom oseaan. Dit is 'n rots waarop my huisie staan. En die rots het 'n naam en sy naam is Jesus. O rots van die eeuwe. Precious rock, cleft for me. Let me hide myself in thee. Skuil by hom. Skuil by hom. Die naam van die Here is 'n stadtoring. Skuil by hom. Hardloop altyd na hom toe. En jy sal jou beskutting vind. Jy sal jou vrede vind. Jy sal psalms sing. Jy sal dans op die golwe van die see. Want die Here is my blydskap en my beskutting. Hy is my God op wie ek vertrou. Ek sal liedere sing in die gesig van die duisternis. Ek sal dans op my omstandighede. Want God is vir my. Oh, when the oceans rise, I will soar with you above it all. Thank you, Jesus. My liewe vriend, in die gees staan op vanmorgen en sê, ek gaan nie lê nie. Ek gaan nie opgee en oorgee aan hierdie lewe en al sy uitdagings nie. Ek weet in wie ek vertrou. My vertrou is nie in 'n mens nie. My vertrou is nie in 'n bankrekening nie. Ek vertrou op die God wat gesê het, "Wie op 1000 hemels behoort aan my, wat die sterre in hulle bane geplaas het, en wat sy lewe vir my afgelê het, en gesê het, ek is vir jou. Niemand sal jou uit my hand uitruk nie." Vertrou op hom vanmorgen. Staan op in die naam van die Here. Wees kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. God is vir jou. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here Jesus. Dat U my broers en susters versterk in die geloof vanmorgen. Hulle geloof in U. Dat het onwankelbaar sal wees in Jesus naam. Amen, amen, amen. Meer as oorwinnaars is wie ons is. In Christus Jesus. Hy het die oorwinning vir my behaal. En my oorwinning lê in hom. Dit maak my meer as oorwinnaar. Hy het klaar vir my oorwin. En hy het sy oorwinning my oorwinning gemaak. Hy het sy lewe my lewe gemaak. Sy krag is my krag. Oh, dis heerlik om hom te ken. Anker in Jesus. En die rots van die eeuwe. Dis hoe ons die storms gaan weerstaan. Ek is nie eens 'n profeet nie, maar ek kan vir u vandag sê, daar gaan groot storms kom. In die jaar wat voor lê en die jare daarop. En ek is nie 'n profeet, maar die Bybel sê dit. En ek glo dit. Menigvuldig. Wie is regverdig hier vanmôre? Al die regverdiges? Die skrif sê menigvuldig is die teëspoede van die regverdige. Maar ek is so bly dat daai versie stop nie daar nie. Daar's 'n komma en dan sê hy maar uit die alles red die Here hom. Nou ek het al geleer, God se redding lyk nie altyd soos wat jy dit wil gedink het dit moet lyk nie. God se manier van uitkoms lyk baie maal inteendeel meeste van die gevalle anders dan wat ek gedink in die uitkoms gaan wees. So kry maar klaar met die idee van, wel Here, ek wil hê jy moet uitkoms gee, maar dis presies hoe dit moet lyk. Ons sê mos vir die Here hoe die uitkoms moet lyk.
Wat daarvan wat jy vir die Here sê, Here, ek herinner jy aan die woord, menigvuldig, maar U red ons uit. Here, ek weet nie hoe U dit gaan doen nie. Ek weet nie wat U gaan doen nie. Ek weet nie wanneer nie. Maar Here, ek herinner maar net vir U. Op U tyd, op U manier, gaan U vir my uitkoms gee. En dit kan ek vir U ook beloof, dat daar is 'n uitkoms. Amen. Daar's altyd 'n uitkoms. Maar hou jou oog op Jesus, die leidsman en die volëinder van jou geloof. Hou net jou oog op hom. Hy sal jou lei op die regte pad. En hy sal jou vat deur die dal van doodskade. Amen. Nou ek het Hoe wil jy iets sê? Ek wil iets sê en ek gaan dit sê. Pastoor Jan het iets gesê van 2025 se goed wat sal wees in 2026. Of dit nou siekte is, finansies. Maar dit kan nie dieselfde wees nie. Daai goed is dieselfde, maar die eindproduct kan nie dieselfde wees nie. Want jy het 'n keuse gemaak vanoggend om in die kerk te sit. Mense in die ander kerk het ook 'n keuse gemaak. So, wat ek wil sê vanoggend is, daar was 'n prys betaal. Hoekom is daai prys betaal? Bly goed dieselfde kan wees soos wat dit was. Jy kan vandag hierso sit met 'n swaar hart. Jy kan nie sit met siekte. Want van die wat daar ver is, hy lê rond siekte. Maar die uitkoms kan nie dieselfde wees nie. Yes, amen. Because there was a sacrifice made. Yes. And that sacrifice is one of the greatest, is the greatest sacrifice in history. Yes. Excuse nou vir die Engels, dit nou net opgekom. So ek wil julle vra vanoggend, wat is daar sacrifice? Wat is daar sacrifice? Yes. Dan jy vir my sê wat 'n sacrifice is. Nie kom nie. Hendrik, wat is sacrifice? Ja, maar dat is die sacrifice, man. Ons sien nie wat beteken daar sacrifice. Daar sacrifice. Wat is jou naam? Christie, daar is 'n sacrifice gemaak vir jou. Nog voor jy in jou moeder se skoot gevorm is, sal 'n sacrifice gemaak vir jou. Wat is jou naam? O Christie, kom ons sien. Sacrifice is gemaak vir jou, die grootste sacrifice ever. Daniel, sacrifice is gemaak vir jou. Maar sacrifice is gemaak vir jou. Weet julle wat is al sacrifice? Ek gaan dit sê in Engels. Unconditional love. Unconditional love. Dis die sacrifice wat gemaak is. God het sy seun gestuur sodat dit nie dieselfde kan uitdraai soos wat dit was of is nie. Hou jou oë gefestig op die Here. En jy sal sien die uitbreiding. Nou, as ek wat sê, it's not the first mile that's so important. It's the last mile that takes me home. Dis nie so seer waar jy begin het nie. Ons kan nie doen, ons kan nie die verlede verander nie. Maar die Here het gekom om ons 'n hoopvolle toekoms te gee. En dit is so. Hoekom ek dit genoem het is, ek het gelag vir al hierdie woorde 31 Januarie waar hulle so sê, oh, it's crossover. Dan profeteer die man, dan sê hulle, en 1 Januarie sal al jou rekeninge betaal wees. Dan profeteer hulle so, nou kyk, daai man wat so baie rekeninge het, hy sal wat wil gee. Maar miskien moet ons verantwoordelikheid leer om te leef met wat jy het. Want hoe gaan jy verantwoordelikheid leer as jy net die Here se naam kan noem en alles is net weg? Sometimes we need to get ourselves out of the problems we got ourselves into. En dit begin by erkenning. Waar jy sê, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Natuurlik, die Here help jou. Hy dra jou. Maar daai ou wat moord gepleeg het 31 Januarie, of in September maand 2025, hy sit nou nog in die tronk.
Hy het sy hart vir die Here gegee. Maar hy is nog in die tronk, want hy moet betaal vir wat hy gedoen het. Hoor julle wat ek sê? Maar wat sal sy uiteinde wees? Die Here red sy siel. The sacrifice was made. Hy moet sy straf uitdien. Jy gaan jou rekening moet betaal, Boeta. Hoor jy van my? Jy gaan jou rekening moet betaal. Maar deur die alles red die Here ons. En dis wat ek met u wil sê. Dis nie die begin wat so belangrik is nie. Dis die uiteinde. En ek weet nie van u nie. Maar ek hoor die waterstrome val. Amen. En ek sien 'n Kanaan soos 'n bruid versierd, gereed om neer te daal. Amen. En ek hoor, Ria, daar is vir jou ook 'n woonplek daar. Rikkie, daar is ook 'n woonplek vir jou. Herman, daar is 'n woonplek vir jou. Hou goeie moed. Wanneer ek klaar is, kom ek terug. En ek sal julle kom haal, sodat julle ook kan wees daar waar ek is. Dis my hoopvolle toekoms. Halleluja! Nou broer en suster, ek het vir Johan gesê, ons het so 'n bietjie gekuier. En toe sê ek vir man, dit lê so sterk op my hart, dat ons hierdie jaar in besonder sal fokus op Jesus Christus en hom as gekruisig is. Nie om te sê dat ons nie op hom fokus nie. Die hele leer gaan oor Christus. Maar is asof dit op my hart moet gedruk word, dat ons in besonder, in diepte sal indelf in die karakter, die lewe en die leer van Jesus Christus. Sodat ons hom sal ken as 'n werklikheid, as eg en as waarheid. En dat dit nie net hier sal wees nie, maar dat ons hom sal leef. Soos wat hy vir ons die voorbeeld gestel het. So dit gaan ons fokus wees. En ons gaan baie fokus op die evangelies. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dis nie al wat ons gaan doen nie, maar dit sal die primêre fokus wees. En toe sê ek, Here, maar waar moet ons begin die jaar? Toe sê die Gees van die Here in my hart, hy sê, begin eers met 'n waarskuwing. Voordat jy my verkondig, jy weet, elke keer, wanneer daar iets is wat oorspronklik is, wat op die toneel verskyn, of wat die lig sien, iets is wat eg is, iets wat waar is, sal jy sien, dis nie lank nie. Daar kom daar iemand anders om te probeer vervals dit wat eg is. Copycats. Sodra daar iets pragtig op die toneel verskyn, sal daar altyd 'n teendeel wees wat probeer om dit te vervals. Dit lyk soos die egte, maar dit is nie. So ons gaan hierdie jaar fokus op dit wat eg is, op dit wat waar is, op dit wat lieflik is, op dit wat loflik is. En wat is mooier, wat is skoner as Jesus Christus? Jesus is die soetste naam vir my. Maar saam met dit het die Here ook in my hart gewat val, dat het sal ook uitgeken word in hierdie tyd wat voor lê. En ek nie sê die jaar nie, want dit was nog altyd daar, maar veral nou in die tyd wat voor lê, sal daar baie copycats opstaan, wat probeer om dit wat eg is te vervals. En ons gaan vanmôre en volgende week, net 2 weke spandeer, om te sê, hoe lyk die vervalsing? Sodat ons dit wat oneg is, kan uitken onder dit wat eg is. So hierdie jaar gaan ons Jesus leer ken, nog dieper, nog meer. Maar ons gaan ook waaksaam wees, om dit wat nie uit hom is nie, te ontbloot en tentoon te stel. Want ons wil nouweliks wandel volgens die woord van God. Is dit reg? So sal jy my verdraal vir 2 weke en dan gaan ons die evangelie span. En ons gaan Jesus leer ken meer as ooit. Ek wil hier nooi
om saam met my net een vers te lees vanmorgen. Matteus, die 7de hoofstuk. En ons lees vers 5 aan. Ag Here, U woord is 'n lamp vir ons voet. En is 'n lig vir ons pad. Waarmee sal ons pad suiwer hou? Here, te hou aan U woord. Here, ek vra weer, leer ons U weer, sodat ons daarin kan wandel. Help ons om te onderskei. Help ons om die woord van die waarheid reg te sny. Help ons, dat ons sal heilig in die waarheid. Want U woord is die waarheid. Help ons om die waarheid te ken, want dis waar ware vrymaking lê. Ek bid dit in Jesus naam. Dankie vir 'n geopende oor. Dankie vir 'n ontvanklike hart. Here, ek wil nie vra dat U my sal help nie. Ek wil vra dat U sal oorneem. Want ek het niks om te offer uit myself. U is al wat ek het. So neem vanmôre oor, Here. Spreek tot hierdie volk in Jesus naam. Amen. Matteus 7 vers 15. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom, maar van binne is hulle roofsugtige wolwe. Jy weet, broer en suster, daar is nie een boek in die Nuwe Testament van die sendbriewe wat Paulus geskryf het, die briewe van Petrus, die briewe van Johannes, waar daar nie waarskuwings uitgereik was teen valse leerlinge en teen valse profete nie, wat hulle self voordoen as ware profete, ware kinders van die Here, maar hier binne is hulle roofsugtige wolwe. Die Efese gemeente was gewaarsku gewees. Ons gaan nou kyk na Handelinge 20. Die Galasiërs gemeente was gewaarsku gewees deur Paulus. Die Galasiërs, en hy sê, sal ek of 'n engel in die hemel die evangelie verkondig, in stryd met wat jy ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. In Kolossense het Paulus die gemeente gewaarsku, in Kolossense 2, teen valse lering, teen die wat jikke op ons wil sit, van datums en feeste, en al goed, hy sê, pas op, dis 'n valse leer. En onthou, hy praat nie met die Jode nie, hy praat met die wat gered was, ons heidene, wat gered is uit genade. Dis wat ons met wie hy praat. Daar's 'n ander stelsel wat geld vir die Jood, laat 'n Jood Jood wees. Paulus het sterk aangespreek. Hy praat met Timoteus, in Timoteus hoofstuk 4, en 2 Timoteus hoofstuk 4, daarvan in vers 3, en hy waarsku hom, teen mense wat sal inkom, en dit het baie te doen met vandag, predikers, wat mense wil streel in hulle ore, vir mense wil sê wat hulle wil hoor. Wie wil nie hoor, ek gaan skatryk wees binne 'n jaar nie? Wie wil nie hoor, al my skuld is betaal binne 3 maande nie? Wie wil nie hoor, ek sal nooit siek word nie? Wie wil nie hoor dat jou sonde sal nie geoordeel word nie? Wie wil net hoor, blessing, blessing, blessing? As jy nie van beter weet, dan gaan jy sê, ja, ek ook. Wil nie blind staar om te dink kerke wat ontplof uit hulle naadheid, dat dis ware kerk. Daar is van hulle. Maar dis hier die teken van egtheid. So kan jy gaan deur brief. Titus 1 word gewaarsku teen valse leraars. 1 Johannes 2 word gewaarsku, waarsku Johannes teen valse Christusse en die antichrist. Tessalonisense word hulle gewaarsku teen 'n leer. 2 Tessalonisense 2, Tessalonisense 4 en 5 van die leer van die opstanding van Christus en van sy wederkoms wat vervals was. Hulle het daai net geglo Christus het klaar gekom.
Hulle dog hulle het sy wederkoms gemis. Dan is daar jou Sadduseërs wat nie geglo het in die opstanding en die dode nie. So hulle glo nie dat Jesus het opgestaan nie. Valse lering, elke keer. Hier kom Jesus, en hy sê, pas op, vir valse profete. Wat kom met skaapsklere? Hulle kom onder jou in, maar hulle is eintlik hier binne, doofsigtige wolwe. Hy sê, pas op vir hulle. En Jesus sê dit vir sy disippels, en hy sê, dis wat gaan gebeur, wanneer ek weggaan. Sê, toe Jesus nog daar was, toe kon die valse profete nie ontbloot word, ja, hulle kruip nog weg, hulle kruip weg, maar toe Jesus weg is, toe staan die eerstes op. En dan sê hy, hulle is wolwe in skaapsklere. Met ander woorde, hulle gaan baie naby aan julle wees. Hulle kom baie naby aan ons. Maar hulle is moeilik om raak te sien. Dis eintlik wat dit beteken. Hulle is wolwe in skaapsklere. Hulle is onder ons, maar jy sien hom nie maklik raak nie. Jy sien haar nie maklik raak nie. Alright? En dan kom Paulus, en hy skryf, of hy is daar in Efese, en hy waarsku die gemeente in Efese, dis nou na Jesus weg is. Jesus het gesê, daar gaan valse profete opstaan, toe staan daar valse profete op, toe verskyn Paulus op die toneel, en hy is onder andere by Efese, en hy skryf aan die gemeente aan Efese, daar in Handelinge 20, daar vanaf vers 29, ek kan miskien so toe blaai, en kyk wat sê hy daar, vir hierdie gemeente. Hy sê vers 29, want ek weet dit, dat na my vertrek, snaaks, Jesus het ook gesê, wanneer ek weggaan, dan sal hulle opstaan. Hier sê Paulus, wanneer ek van hier af vertrek, dan gaan hierdie mense inkom. Solank jy daar is, kruip hulle weg. Maar hulle vat hulle kanse wanneer jy nie daar is. Is dit nie so nie? Weet jy, as ek is terug, hoor. Ek spot nou so, Johan het om goed van sy taak gekwyt. Dankie Johan. Hy sê, want ek weet dit, dat na my vertrek, wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self, hoor daar, vanuit julle self, sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Wat is hulle? Hulle wil mense weglok. Daarom moet julle waak, en onthou dat ek 3 jaar lang nag en dag nie opgehou het, om elkeen met trane te vermaan. So Jesus waarsku teen valse profete, die apostel Paulus waarsku teen valse profete, en guess what? Ons is nou meer as 2000 jaar na Paulus. En ons sit nog steeds in die kerk met dieselfde probleem. Things doesn't change. It's the same. Maar wie wat doen? Ons gaan vandag en volgende week gaan ons met mekaar praat. Hoe om die valse uit te ken. Hoe om dit raak te sien. En dit te ontbloot. En hierdie kanker af te sny. Om dit teen te staan. Voordat dit kan aanhou met die verwoesting wat valsheid bring onder die liggaam van Christus. Want glo my, dit kan groot verwoesting saai. Dit saai verdeeldheid, dit saai verwarring, dit saai onmin, twyfel, allerhande goed, wanneer valsheid inkom. Maar ons gaan dit keer. Ons moet dit keer. Ons het 'n verantwoordelikheid. Die goddelike plig is ons opgelê om dit te keer. Want die liggaam van Christus is kosbaar en is heilig. En God se skape is God se skape. Ons wat hier sit,
Julle is nie my skapies. Ek is maar een van julle, ek het 'n funksie. Ek is net 'n herder. Wat nou en dan vakansie vat. En dan het ons 'n finansiële administrateur. Ons het musikante. St. Judah first and the battle will be won. Ons het hulle nodig. Ons het bidders. Ons het helpers. Ons het sonneskoolpersoneel. Mense, dis net 'n rolverdeling. En ons almal doen ons deel. Die een is nie hoër as die ander nie. En ons almal is kosbaar en waardevol vir die Here. Ons het tot 'n digter in ons midde. Die digter weet nie as hy's 'n digter. Want die digter kyk rond. En so, ons het sportmanne wat sê, sport vir Jesus. We are the same in the eyes of God. En weet jy wat? Die Here het julle vreeslik wonderbaar gemaak. Wonderbaar is die werke van sy hande. Maar die vyand het een doel, is om te steel, te slag en te verwoes. En hy sal enige metode moontlik gebruik om dit te doen. Maar dit wat die Here op my hart gelê het, is een van sy metodes wat hy pertinent gaan gebruik, is valse lering en vals profete en wolwe en skaapsklere. Dis maklik om die vyand te sien as hy van buite af kom, nie waar nie. Ek sê daar kom hy. En jy kan jou verdediging opbou. Maar wat daarvan as hy onder jou sit en hy sê hy is jou vriend? Hy sê hy's 'n medebroer en suster, dan is dit nie so maklik nie. Dis so suurdeeg wat die Here deurseer nie. Dis waartoe ons gaan maak. Nou wat is 'n wolf? Ja, nie die wolf wat daar buite rondloop in die woud nie. Wat is 'n wolf? 'n Wolf, my liewe vriend, in eenvoudige terme, is niks anders as 'n groep mense of 'n individu wat daarop uit is om later 'n groepie te vorm, of 'n kultus wat inkom in die liggaam in en hulle wapen waarmee hulle inkom. Wie hoor hy? O, dis 'n baie sterk wapen, maar ja, dis reg, maar ek soek iets meer as dit. Wat gebruik hulle? Ja, kom ek help julle. Misleiding. Misleiding. Hulle kom in met 'n wapen van misleiding. En weet wat val hulle aan? Hulle val die geloof en die leer van die liggaam van Christus aan. Hulle fokus is daar. Hulle val die geloof en die leer aan van dit wat al gevestig is, dit wat al beproef verklaar is, dit wat standvastig is, en hulle kom saai verwarring op dit. Die ou gevestigde, beproefde kerk, wat deur die eeue hulle self daarop gerig het om nougeset te wandel, volgens die woord van die Here, hulle kom val dit aan. En hulle gebruik misleiding om dit aan te val. Is dit die waarheid daar nou? Ja. Sê jy dit nou net of glo jy dit? En mense, hierdie groeperinge of individue of kultusse, hulle is nie oorspronklik nie. There's nothing original about them. Inteendeel, hulle is diegene wat aanvanklik weggebreek het van die oorspronklik af. Hulle was op 'n stadium ook oorspronklik, toe breek hulle weg. En daar kan baie redes wees oor hoekom individue of groeperinge wegbreek. En Johan, jy het nogal gevra oor 'n paar van hoekom mense wegbreek, hoekom hulle isoleer. Né? Dit kan wees want ek het seer gekry. Dit kan wees dat ek dink ek weet meer as die res. Dit kan wees rebellie.
Dit kan wees, ons het al gesien, sommiges wat sê, wel, 'n engel van die Here het aan my verskyn. En ek het nou 'n dieper openbaring. En dan breek hulle weg, want ons is nou 'n bietjie hoër as julle. En so kan daar verskeie redes wees, maar hulle breek weg van die oorspronklike. En dan wanneer hulle weggebreek het, weet wat gebeur dan? Dan gaan bou hulle vir hulle hul eie leerstelling. Maar hulle bou hulle leerstelling op die fondasie van die oorspronklike, want hulle is nie oorspronklik hulle self nie. So hulle vat ietsie van die oorspronklike en dan bou hulle leer op die oorspronklike. Maak dit sin? Dis hoekom wanneer jy met van hulle praat, dan is daar seker wat jy sê, ja, ek stem saam met daai, want daar is iets oorspronkliks in hulle leer. Maar dan net die volgende sin, dan sê hulle, weet jy hoe anders? Dan sê maar dis nie deel van die leer nie. Want jy sien, hulle is nie oorspronklik hulle self nie, hulle breek weg, bou 'n leer op die fondasie van die oorspronklike, en kom dan terug en bied dit aan. En wie maar dan kom hulle terug. Hulle kom terug. En dan weet jy wat is hulle uiteindelike doel. En sommige doen dit wetend, ander doen dit onwetend. Dis die wat dit onwetend doen, vir wie ek nog hoop het. Want dan sal die wat dit wetend doen, hulle kom met intensie, hulle kom met 'n strategie, en weet julle wat is hulle einddoel? Die skrif sê dit, ons het dit nou net gelees. Wat is hulle einddoel? Wat het ons nou net gelees? Wat wil hulle doen? Hulle wil mislei, dis hulle wapen, maar hoekom wil hulle mislei? Wat is hulle einddoel? Yes, hulle wil die kudde mislei met die doel om hulle weg te lok agter hulle aan. Né? Dis die einddoel. En wie beteken hulle? Mense die duiwel het nie betreks nie. Ons kyk al dwars deur dit. Hulle teiken die, wel, sommige traai, maar nog kom nie ver nie. Maar hulle teiken eintlik die swakkes. Yes. Hulle teiken die wat swak is in hulle geloof, wat onkundig is nog bietjie in die leer van die Here, wat nog bietjie onvolwasse is, hulle groei nog, hulle teiken hulle. Jy sien, hulle wil, dis amper soos toe die Amalekiete Israel aangeval het. Wie het hulle aangeval toe hulle net daar deur die Rooi See gekom het? Toe val die Amalekiete op Israel aan. Waar val hulle aan? Op die agtersteewe. Daar waar die ou oomies rondloop. Daar waar die kindertjies is, daar waar die moeders is wat soog. Hulle val daar aan, die swakkes. Die duiwel het nie betreks nie. Hulle gaan vir die swakkes. Hulle gaan vir diegene wat nie so toegewyd is nie. Hulle gaan vir hulle. Met die einddoel om daardie agter hulle aan te lok. So hulle prooi op die swakkes in die geloof. Wie wat verteenwoordig hulle eintlik? Excuse for the lack of a better word. Hulle is eintlik maar parasiete. Wat kom latch op die oorspronklike. En dan kom kyk wat hulle kan uitkry. En wanneer hulle ontbloot word, sien julle dit? Maar kom ons gaan gou terug na Matteus 7 vers 5. Ek het gesê vir 2 weke gaan ons hierdie valsheid uitwys. En dan gaan ons die jaar fokus op Christus. So byt net vas hoor. Wat ons sê ons in liefde, en wat ek sê ek ook, want ek wil graag hê, dat selfs die wat dalk in valsheid wandel, dat hulle dit sal kan sien. Ons almal het iets waarmee ons worstel. Almal van ons kan tot bekering kom, en sê ek is jammer, ek bekeer my daarvan, en ons kom reg. Ek wil selfs sê dat valse profete moet gered word. Maar
moenie voortgaan met jou valsheid nie. Want as jy voortgaan, dan beïnvloed dit die res van die kudde. Maar ons wil graag sien dat almal gered word. Sien met my. Nou goed, Matteus 7, kom ons lees hom net geweet. Vers 15, pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom. Look at that. Hy sê, hierdie mense kom na ons toe. Ons het nie gevra vir hulle nie. Ons het nie uitnodigings gestuur nie. Inteendeel, ons is baie versigtig om net almal uitnodigings te stuur, want jy weet nie, kom eens tot bekering. Dis hoe jy inkom in die familie, kom tot bekering, laat jou doop, word vervul met die Heilige Gees. Weet, leef 'n geloofswandel. Dis hoe mens inkom in die familie. Ek weet nie, as jy 'n wolf, of is jy iemand wat werklik die Here wil nie. Maar hy sê, die wolwe, kom na julle toe. So, hulle is eers genooi nie, hulle kom sommer vanself. Hy sê, en dan is hulle wolwe in skaapsklere. Met ander woorde, hulle vermom hulle self. Ek het so lekker gelag. In die vakansietyd is ons daar by P&A, dis ek saam met Liam daar by P&A, hulle kyk nou vir skryfbehoeftes en allerhande goede, maar nou is ek daar in 'n ander rak en ek sien daar is so 'n rak met sulke plastiek mombakkies. Met so 'n gesig mombakkie en ek gaan nou hierdie mombakkie hê. Ek het die mombakkie aan. En dan gewoon ek kom so agter hom in. En hulle is nog druk besig om te kyk na penne en passes, ek weet nie wat. En toe hy omdraai, hoor jy, en hy sien hierdie wit gesig wat so vir hom kyk. Hoor hy skrik om op 'n ander bloedgroep uit, man. Ek het so lekker gelag. Maar dis wat vermomming doen. Hy het nie sy eie pa herken nie. Hy is sy pa se rower. Mense, vermomming is baie gevaarlik. En mense kan jou baie verkeerd opsom. Dalk doen jy dit onwetend, maar kom ons help jou dan net om die vermomming af te hou. Maar as jy dit wetend doen, weet dit, jy sal uitgewys word. Weet dit. Jy sal ontbloot word. Want daar's een van twee weer. Of jy bekeer jou van jou weer, of jy gaan nie verder toegelaat word om die res van die liggaam te vervals nie. Weg te loop. Die beter weg is bekeer jou. Wees deel van die familie. Kom ons wandel saam in eenheid. En ons sing die liedjie Kanaan, halleluja, ons gaan Kanaan toe. Dis hoe die liggaam moet funksioneer. En in die proses leer en vermaan ons mekaar. Jog, ek word baie vermaan. Ek word meer vermaan as almal van julle. Maar ek het al geleer om vermaaning lief te kry. Want dit maak my 'n beter weergawe van wie God wil hê ek moet wees. Ons is daar vir mekaar. Ons is bly saam met die wat bly is. Ons treur saam met die wat treur. En ons leer mekaar om te wandel in die weë van die Here. Dis mos nou kerk. In elk geval. So dis wat Jesus gesê het. Hy sê hulle vermom hulle self. Hulle lyk soos die egte. Hulle lyk soos disippels. Maar hulle mombakkies aan. Want binne is hulle eintlik roofsugtige wolwe. Weet dit of onweet dit. Alright. En dan kom Handelinge 20 wat ons gelees het. Kom ons kyk net gou weer daar. Hy sê dat hierdie wolwe sal onder julle inkom en die kudde nie spaar nie. Vers 31 sê, daarom moet julle waak. Waak. Waak en bid. Lukas 18 vers 1, né? Ek skryf vir die gelykenis van julle met die oog daarop dat julle moet waak en bid. Hoekom moet ons waak? Waarvoor moet ons waak? Waak, want daar is wolwe wat rondloop, wat soek om die kudde te kom verdeel en weg te lei. Waak teen dit. So ons moet waak teen wolwe. Wat kom doen die wolwe? Hulle kom lok disippels weg van die kudde af. En dan sê Paulus ook hier vir die Efese, dat uit julle self
sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agteraan. Hy sê, julle moet so waak. Hy sê, dan mag dalk selfs in julle midde wees mense wat gaan opstaan. Hulle het eers van buite af gekom, hulle is hier onder ons. Hy sê, ons moet waak, ons moet wakker wees as ons iets optel om onmiddellik op te tree. Net so waak, want mense gaan onder julle opstaan en hulle gaan verderflike goeder sê wat lei tot verderf. En ons brekeer voor die verwoesting te groot is. Broers, dit kom het sê vir hierdie gemeentetjie staan nog omdat ons gewaak het. As ons net laat gaan het, ek waarborg hier, daai deure sou al lank al toe gewees het. Die gemeente staan en die gemeente groei. Want ons sê dat ons alles weet nie, maar het ons 'n begeerte om te weet, o ja, is ons ondersoek ons die skrifte, o ja, het ons al bely gesê, o ons het hier 'n bietjie misgevat, o ek meer as almal. Het ek al misgevat, o ja, ek wil al van my ou preekboeke weggooi en sê, wat in nonsens het ek daar gepraat. Maar ons groei, maar dit is ons begeerte, die Here ken ons hart. Ons het 'n begeerte om nouliks te wandel volgens God se woord. Maar hierdie gemeente staan omdat ons gesê het ons gaan nie valsheid toelaat nie. As die Here iets op ons hart lê, gaan ons die valsheid ontbloot. Ons het die siel lief, maar 'n leuen kan ek nooit lief hê nie. Amen. Amen. En onthou, die valsheid is nie volle valsheid nie. Hy is gebou op die fondasie van waarheid. Daarom moet ons so attent wees. En jy moet kan onderskei. Jy kan in een sin kan jy iets hoor wat waar is en 'n leuen. In een sin. Jy kan in dieselfde persoonheid kan jy iets hoor wat hy sê wat waar is en dan net die volgende oomblik hoor jy iets wat nie waar is nie. Vat vir Petrus. Jesus sê, wie sê die mense wat ek is? Petrus sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Matteus 16. Jesus sê vir hom, well done, Petrus, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Wel geluksalig is jy, man, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Nie op Petrus nie, op die rots van wat hy verklaar het. Jesus is die rots, volgens Korintiërs 4. Nie Petrus nie. Want as jy die rots is, dan jy skielik die sleutel om hemele oop te sluit vir mense. Nonsens! Dis valsheid. Daar sê, hoor jy hom? Hulle vat 'n versie en hulle draai hom. Ek is die rots. Want Jesus het vir Petrus gesê, hy is die rots. Petrus is nie die rots nie. Okay. So, maar net die volgende oomblik, toe vertel Jesus vir die disippels dat hy moet na Jerusalem gaan, hy moet gaan sterf. En Petrus sê, oor my dooie liggaam, Here, ek sal nie dat iemand aan U vat nie, ek sal dit keer. En wat Jesus vir hom? Gaan weg agter my, Satan. Jy onderskei nie die dinge van God nie. Dieselfde Petrus, wat nou net Jesus erken het as die Messias, moet Jesus bestraf. Dieselfde Petrus. Maar kyk, Jesus het later, toe hy die disippels terugroep na sy opstanding, toe sê hy, gaan roep die disippels, en ook vir Petrus, want hy het geweet, Petrus voel te skuldig om terug te kom. Maar Jesus het 'n plan met Petrus gehad. Dis hoekom ek sê, ons het die siel lief, maar dieselfde siel kan soms waarheid spreek, en soms ook 'n leuen, of 'n vervalsing, of ondeurdagte gedagtes uiter, soos Petrus, wat voet en mouth disease gehad het, julle weet, hy het voet en mouth disease gehad. Hy het baie keer te veel goed gesê, wat hy later oor spyt was. Ja. So daarom, vriende, ons moet dit kan uitken. Ons het die siel lief, maar ons moet die leuen kan uitleg. Amen? Okay. Kyk jy gou vinnig, kan ek gou vir jy nog 'n versie wys? Hy sê hulle sal partykeer onder julle opstaan. Kyk gou wat sê 1 Johannes 2. 1 Johannes 2 en vers ek is nou by Petrus, 1 Johannes 2 vers 18. Hy sê, kinders, dit is die laaste uur. Jog, dit klink asof hy het vir ons geskryf het, want ons is in die laaste minuut van die laaste uur. Johan sal sê eerder die laaste sekondes. En soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Dis ons weet is die laaste uur. Baie valse profete, baie wil.
Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Kyk waar het hulle begin, by die oorspronklike. Hulle het van ons uitgegaan. They are not original themselves, they came from among us. They are among us. And they come from among us. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Sien nie, Johannes sê dieselfde. Hy sê, daar sal mense onder julle opstaan, wat die kudde wil verlei, en dan gaan hulle van julle uitgaan. Hy sê, maar die feit dat hulle van julle uitgaan, sê hulle, was nie oorspronklik, in elk geval een van julle nie, want as hulle een van julle was, sou hulle gebly het. So beide Jesus en die apostels het gewaarsku teen valsheid, valsleringe, valsprofete, walwenskapsklere, dwaalleringe. Hulle het gewaarsku en gesê hulle gaan kom met misleiding om die kudde weg te lok. En hulle teiken die swakkes in geloof. Hulle teiken die wat minder toegewyd is, die wat nog bietjie onvolwasse is, die wat nog bietjie onkundig is in woord. Ek is nou so lus vir daai water, jy sal my nie glo nie. My keel is nou so droog. Sien nie water is nog nie. Daar water. Dit is so 'n ernstige topik dat my keel trek skoon toe. Waar kom die water vandaan? As jy dors is, drink jy ook enige ding. Dis baie lekker, baie dankie. Alright. So, Jesus en die apostels het gewaarsku. Hulle prooi op die onkundiges. Maar wat ons gaan doen, liewe mamma, ons gaan vir mekaar leer hoe om dit uit te ken en hoe om dit bloot te stel voordat dit met sy verwoesting voortgaan. Is jy reg vir dit? Waar is die punt? Nee, dit kan nie wees nie. Ok, daar is 'n paar punte, maar ek gaan net die eerste een doen vandag. Is dit reg? Dan sal ons volgende week oor die ander punte kyk. En mense, daar's baie punte. Daar's baie punte. Ons gaan uiteraard nie by alles kan uitkom, maar ons gaan vir u so die, ek kan presies die opsomming gee. Die Reader's Digest version van dit, want dit sal vir ons genoeg punte gee om dit uit te lig. Ek gee vir die eerste ene. Wanneer hulle kom, dan maak hulle aanspraak eerstens dat hulle het 'n nuwe openbaring ontvang. Het jy al dit gehoor? Nuwe openbaring. Ons het nuwe insigte. Ons het 'n nuwe interpretasie. Luister, soms is dit maklik om uit te ken. Ander kere nie so maklik nie. As jy vat die Jehovah getuies, is redelik maklik om uit te ken. Want hulle sal vir sê, ons het 'n nuwe openbaring, en sê hulle, hier is ons boekies, wagtoring boekies. Nee, julle het al gesien wagtoring, jy ry net hier by die straat af links, daar staan al klaar, sommer vanmiddag op pad Piekopie, toe sal julle sien. 'n Nuwe interpretasie, hulle organisasie daarbo in Massachusetts, of daar iewers in Amerika, waar hulle wagtoring bestuur sit. Hulle hoor by die Here en dan gee hulle dit oor. En wat hulle ook al sê is gesaghebbend. Maar dit klink redelik nuwerig. Nie in die sin van, hulle bestaan nog nie eens 200 jaar nie. Mense, hoe lang bestaan die Christelike geloof al? Meer as 2000 jaar. Daar was wonderlike geleerdes wat die skrif van God vir ons ondersoek het en vir ons 'n leer daar gestel het wat ons op kan bou. Die leer van die drie-eenheid, ons aanbid 'n drie-enige God. Daar's nie 'n nuwe openbaring van nou is daar nie meer 'n drie-eenheid nie. Die leer van redding deur genade uit geloof. Nie 'n nuwe lering van free grace en jy het eers nodig om te bekeer nie. Nee, dis nuwighede. Hulle sê, ons het nuwe openbaring ontvang. Maar is 200 jaar oud. So is maklik om uit te ken.
Die Mormone het 'n probleem met hulle hormone. Nou julle weet dit, want as hulle mos nou hulle sending gaan doen, dan is dit so onthouding van alles. So onthouding van alles. Maar hulle het ook 'n boekie, 'n nuwe Openbaring, geskryf deur 'n man met die naam van Joseph Smith. Nuwe Openbaring. En hulle sê, ons het 'n dieper verstaan van die woord van die Here. Hulle is so diep, hulle sê, as jy mooi lewe, kan jy ook 'n God word. Jy het geweet? Ja, jy werk jouself op tot God status. Daar sommige van ons wat ons dink, ons het net nog dis kan dit, ons moet nog net so 2 of 3 taakies afhandel, dan is ons ook groot. Ja, daar's mense in die kerk wat dit glo. En dat jy ook eendag jou eie planeet kan kry. Waaroor jy nou kan bestuur uitoefen, soos wat God wil. Mense, hoor my, julle dink ek gaan kyk hulle geloofsbelijdenis. Gaan lees dit. Hulle glo dit. Nuwe Openbaring. Ek weet waarvan ek praat, ek het al debatte geluister. Van hierdie mormone wat probeer om hulle geloof te verdedig, nogal uit die Bybel uit. So dis maklik om te onderskei, maar dit is nie altyd so maklik nie. Hulle sê hulle het 'n nuwe Openbaring en hulle fundeer dit op 'n geloof wat minder as 200 jaar oud is. En hulle sê dat hulle skrifte is gesaghebbend. Jy sien hulle gebruik ander skrifte of ander boekies en wil dit gelykstel aan die Bybel en sê die een verklaar die ander. Pas op vir mense wat dit doen. Hulle sal sê, ons voorgangers het 'n nuwe Openbaring van God gekry. Ons het dieper insig in die woord. Ons het 'n ware interpretasie van die skrifte wat ons oor 2000 jaar, die ware kerk, oor 2000 jaar nog altyd verkeerd gehad het. Ons het dit nou reg. Hierso in 9 of in 2025. Ons het dit nou, wat ons het reg. Wie dink jy is jy? Is arrogant, man. Om te sê, die kerk het verkeerd gehad vir 2000 jaar. Who are you? En dan kry jy ook individue. Lewe maar in groepe. Jy kry individue. Wat hulle het nou. Hulle is nou die Elia van 2025. Hulle is die Johannes van 2025. Hulle het uit die hemel neergedaal. Hulle was persoonlik by God gewees. En hulle het 'n nuwe Openbaring ontvang. 'n Nuwe insig gekry. En hulle sê dit, want hulle moet gesag kan gee aan dit wat hulle sê. So ek het 'n nuwe Openbaring gekry, direk van God afgehoor, en dit weerspreek soveel dinge, wat in stryd is met die gesonde leer wat ons oor die eeue heen ontvang het. Maar dis vars, dis nie. Luister mense, hoor my vandag. Hoekom dink julle, neem ons soveel moeite daarmee, om veral op Vrydag, die skrifte te ondersoek? Wanneer iemand iets kwytraak, maak seker, of het nou 'n individu is, en of het 'n groepering van mense is, maak asseblief seker, dis in lyn met die woord van God, soos wat ons dit ontvang het. Dis al wat ons het, dis ons maatstaf. Hoe anders meet ons, of dit wat iemand sê, eg is of oneg is. Jy meet dit aan God se woord. Ek het nie hierdie groot Bybel gebring, omdat ek wil smart lykie oor in my oë, kan ek nie meer so lekker die klein Bybeltjie lees nie, dis al. Maar dis waarop ek staan. Nou, en dis hoekom dit so party mense so moeilik is om uit te ken, want hulle ken nie die skrifte nie. Maar ons gaan mekaar die skrifte leer. Ons gaan dit van mekaar leer. Sodat wanneer daar 'n dwaling inkom aan, dan gaan ons kan sê soos Jesus in die woestyn. Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Dis wat ons gaan doen. Hallo, op jou ou dag moet jy nou nog leer. Maar moenie sleg voel nie. Ek leer saam met jou. So ons by die skrifte ondersoek,
Ons moet dit ken, sodat wanneer daar 'n vals klankie val, ons kan sê, nee, dit is nie in lyn met die woord van die Here nie. En jy ontbloot dit, jy wys dit uit, en jy offer die individu of die groep en sê, bekeer julle van die dwaalleer, volg die leer soos ons het ons oorgedra is deur die eeue heen. En as jy nie wil bekeer nie, wel, dan is jy in rebellie. Dan kan jy toch verstaan dat daar nie ruimte is nie. Want andersins gaan jy 'n rebellie net inbring in die gemeente. En ons kan toch nie twee monde uitpraat, die kan ons. 'n liggaam wat in homself verdeeld is, hoe gaan so 'n liggaam bly staan? Dit maak toch sin? Jy kan toch nie twee konings hê op 'n troon nie. En die een koning sê links en die ander een sê regs nie. So, daar is ons eerste sleutel. Hoe ons hulle uitken? As jy die woordjie hoor, ons het 'n nuwe openbaring, dan moet jou ore soos antennes opgaan. Wat se nuwigheid is die nou? Né? Ons sing in die liedjie Show Me the Ancient Paths. Hoe sê hulle? It was good enough for my daddy. Die ou evangelie het my pa in die hemel. Daai se evangelie gaan vir pa die ook in die hemel inkry. Die ou evangelie man. Die goeie leer, die ou leer. Huh? We need to get back to the basics of life. A heart that is pure, a love that is right, a faith that is firmly grounded in Christ, a hope that endures for all kind. We need to get back to the basics. Gaan ons hierdie journey vat. Lenkie, gaan ons omvat. Ons gaan die skrifte leer en ons gaan die valsheid toelaat. Ons het die siel lief, maar 'n leuen kan ek nooit lief hê. Amen. So volgende week gaan ons die res van die punte bespreek. Ek is so excited. En dan gaan ons Jesus leer ken meer as ooit. Amen. Amen. Heerlike Vader, baie dankie. U woord is lewend, dit is waaragtig, dit is skerper as 'n tweesnydige swaard. Dit bring onderskeid tussen dit wat eg is, dit wat oneg is, dit wat lig is, dit wat duisternis is, dit wat waar is, dit wat vals is. En ons dankie dat u vir ons iets nagelaat het. Dat ons nie soos 'n skipie in die see rondgeslinger hoef te word nie, maar dat ons geanker kan wees, standvastig in die geloof. En ons is geloof is in die woord van God en die seën wat u vir ons gestuur het. En dis onwankelbaar. Here, leer ons hier weer, sodat ons daarin kan wandel. En dankie vir my broers en susters wat sê, ons is opgewonde om hierdie reis mee te maak. Ons sien uit na dit wat voor lê, Here, want u is die stuurman van ons lewe. Word verheerlik in alles wat ons doen en sê, in Jesus naam. Amen.